Goed, en dan kan julle solank oopmaak by 1 Timoteus 4, gaan lees vanaf vers 6 tot 16. Wanneer jy hierdie dinge aan die broers uitwys, sal jy 'n goeie diensknegt van Christus Jesus wees, gevoed met die woorde van die geloof en die goeie leer wat jy noukeurig navolg. Vermy goddelose en dwaase mites. Oefen jouself om godvreesend te leef, want liggaamlike oefen is wel in jou geringe mate nuttig, maar godsvreesendheid is nuttig in alle opsigte. Dit hou die belofte in vir die huidige en die toekomstige lewe. Die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word. Want hiervoor werk ons hard en stry ons, omdat ons hoop geplaas het op die lewende God, wat die verlosser van alle mense is, veral van die gelowiges. Beveel en onderrig hierdie dinge. Laat niemand op jou neersien, omdat jy jonk is nie. Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in die woord. In gedrag, in liefde, in betroubaarheid, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou toelê op die voorlesing, bemoediging en onderrig. Moenie die genadegawe in jou verwaarloos, wat deur die profesie aan jou geskenk is, toe die raad van die ouderlinge jou die hande opgelê het nie. Lê jou toe op hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vordering vir almal duidelik kan wees. Wees nou lettend op jouself en die leer, volhard daarin, want sodoende sal jy jouself red en ook hulle wat na jou luister. So 2 Korintiërs hoofstuk 2, en ons het laasweek gekyk na vers 12 tot 17, en toe dink ek ons gaan na hoofstuk 3 toe, maar ek haak vas by vers 17. Daar's meer om te sê oor daai vers. Ek gaan vir ons bid, ons het nagelaat in die bid hier, het ek nagelaat om te noem, Rolf preek vanoggend op Middelburg. So vir die wat besoek by ons, Rolf is een van ons ouderlinge, en hy preek daar by Middelburg Baptiste Kerk, so wanneer ons bid, gaan ek hom ook aan die Here opdra. Kom ons gaan na die Here toe. Hemelse Vader, ons dankie dat ons in Jesus naam die woord kan hoor vandag, in Jesus naam die woord kan verkondig, en in Jesus naam kan glo dat dit waar is, en die waarheid, en in Jesus naam kan gaan uitgaan, en hierdie woord kan leef en vertel. En help ons om dit skaamteloos te doen. Daai Christene in Indië word vervolg hiervoor, en ons het vryheid, en ons kan met enige iemand praat, en die ergste waarskynlik wat mense sal doen is vir ons sê, ek wil nie hoor nie. So gee ons die vrymoedigheid, soos Petrus en die apostels, toe hulle vervul is met die Gees, het hulle niemand gevrees nie, maar vertel van Christus, en help ons om so te doen, en dit uit te leef, skaamteloos, onbeskaamd. Ons bid vir Rolf, dat hy met vrymoedigheid preek vanoggend, op Middelburg, en dat u vir hom gee om die woord te kan uitspel, soos u dit vir hom gegee het in sy hart, en terwyl hy selfs in die kansel is, dat u aan hom woorde gee, dat as u 'n beter illustrasie het, of 'n beter kruisverwysing wat u daar wil gee, want u weet, wie sit in daai kerkgebou vanoggend, en u weet wat elke een nodig het, en u weet, met wie wil u baie besonder praat vandag, wanneer Rolf preek, en dieselfde hier by ons, Here, so gee aan ons ore om te hoor, en laat hy wat 'n oor het, hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen. So daai tema wat ek gekies het vir hierdie teksie vanoggend, wie is bekwaam om te preek, dit kom eintlik uit vers 16. So sien jy aan die einde van vers 16, dan vra Paulus hierdie vraag, hy sê, en wie is hiertoe bekwaam? Wie is bekwaam om hierdie woord te kan bring, en is 'n woord van lewe tot lewe vir party, van dood tot die dood vir ander. Party aanvaar dit, party verwerp dit, party kry die ewige lewe, party draai hulle rug daarop en gaan na die ewige verderf.
So wie's bekwame, en dan antwoord hy sy eie vraag in vers 17, en sê, hier's die tipe manne wat bekwame is. Kom ons lees dit. In vers 17 staan geskryf, ons is nie soos baie ander wat smous met die woord van God nie, maar ons praat in opregtheid, asof vanuit God, voor God, en dit in Christus. Nou ek wil jou vanoggend vra, ek bly 'n klompie van julle het opgedaag vandag, want jy het die tema op die gemeentegroep gesê, ek gaan nie preek nie, so hoekom moet ek hierdie preek hoor? Dit is nie net vir predikers nie, dit is nie net vir predikante nie, en is nie net vir die leuke predikers in ons kerk, soos Rolf, wat nou op Middelburg preek vanoggend, of Koos wat volgende Sondagoggend hier preek nie. Hierdie is vir jou. Want die dag gaan kom dat ek hemel toe gaan, of die dag gaan kom dat die Here my moontlik skuif, ek het nie planne nie, terloops, maar die dag gaan kom dat die Here my miskien skuif, en dan moet die gemeente 'n nuwe predikant beroep, of die gemeente groei en ons met 'n tweede ou beroep. Dan moet jy weet, wat is die tipe prediker vir wie ons moet uitkyk? Die ouderlinge moet dit veral weet, want hulle gaan dit na die gemeente toe bring en sê, hier's 'n man wat ons identifiseer, en die gemeente moet sê, ons sien dit ook. Of jy gaan trek. Ons het in 1 jaar, seker 2 jaar gelede, die Koos en Joshua met my help, 'n paar jaar gelede, was omtrent 2 jaar gelede, of 3 jaar gelede, toe ons 23 mense van ons gemeente het getrek. Binne 'n jaar. So nou gaan jy skuif na 'n nuwe dorp toe, moenie net 'n skuif maak nie, jy moet seker maak, is daar 'n goeie gemeente? En hoe gaan jy weet, wat 'n tipe prediker om vooruit te kyk? En dan natuurlik, in hierdie einste brief, sê Paulus, daar het valsleraars ingekom. En een van die dinge wat hy sê van die valsleraars is, Satan werk deur hulle, en hy kom soos 'n engel van die lig. So hoe gaan jy weet, wat een is die regte prediker om voor te luister, Paulus of hierdie ouens? Baie van julle, ek sien op julle statusse op WhatsApp, nou ek is nie meer op Facebook gereeld nie, maar op WhatsApp sien ek julle deel goed, en dan deel jy hierdie preek en hierdie lering wat jy gesien het op YouTube. Hoe weet jy moet nie net weet wat jy luister nie, maar na wie luister jy? So hoe weet jy hierdie is goeie lering wat jy ontvang? En dis die tipe prediker na wie jy op YouTube moet luister en daai persoon volg. Nou in ons gemeente glo ons 1 Timoteus 2 vers 12 tot 14 waar Paulus sê dat vroue nie in die gemeente lering moet gee oor die mans nie. En dan gee hy die rede hoekom hy so sê, want Adam is eerste geskep daarna Eva. So dit is 'n skepingsorde ding, net soos God in die huwelik gemaak het, die man moet sy vrou lief hê en lei en beskerm, so wil God dit in die gemeente hê. Dat mans moet die leiding gee deur die prediking van die woord, hulle moet die kudde beskerm teen dwaaling en teen watter ander dinge ook gebeur. Nou, so ons glo dit, maar wat as iemand nou kom? So ons verstaan dit, maar nou kom iemand, hier's 'n man wat sê, hoor die Here roep my om te preek. Hoe weet ons? Hoe weet ons as jy net 'n gevoel wat die persoon het nie? Of iemand kom hier in, daar was 'n geval, ek was baie nuut in my bediening in hierdie gemeente, 'n jaar of 2. Toe kom daar 'n man, en hierdie man, hy wil sommer net inkom en hy wil by die gemeente kom praat. 'n Wild vreemdeling. En hy gaan so van gemeente tot gemeente en hy sê die Here het hom aangestel om na gemeentes te gaan en die foute uit te wys. Nou, hoe weet jy so ou dag op? Hoe weet jy wanneer hierdie man is nou regtig deur die Here gestuur of hierdie ou praat somme nonsens? Hier's 5 kenmerke wat ek wil uitwys van 'n bekwame prediker in hierdie teks. Die eerste een in die begin van die vers sê, ons is nie soos baie ander wat smous met die woord van God nie. Met ander woorde, as jy dit positief wil stel, ons preek die woord suiwer. So hierdie man preek suiwer, die een wat bekwame is. Nou almal van ons weet, waar Jesus stap, en hy het 'n sak hier om sy bors, om sy middel, dit hang hier aan sy heup, en daar's koring in, saad. En dan stap hy nou in die lande, en dan gooi hy daai saad. Wie van julle het kyk op jou Bybel, as jy Afrikaanse Bybel, wie van julle het so 'n prentjie daar, van 'n man wat saad saai? Nee, die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. So, daai kom uit Jesus se gelykenis van die saaier. So hy stap, en dan saai hy die saad, en sodra Jesus die saad gesaai het, wie sal agterna kom, en dan onkruid saai? Die duiwel.
Dit het gebeur in Amerika in die First Great Awakenings. So daai waaroor ek gaan praat by daai kerk in Pretoria, oor Jonathan Edwards en herlewing. So dis die eerste Great Awakening, is 'n herlewing in Edwards se tyd. En toe die herlewing kom, dit was nie lank nie, toe kom saai die duiwel sy onkruid. En toe staan wat hulle noem wildfire. So die herlewing is genuine, dis regtig. Mense kom tot bekering en die Gees werk op massa skaal. Honderde mense kom tot bekering. En toe kom Satan en hy saai sy onkruid en daar's mense wat omval terwyl die prediker preek en hulle ruk en hulle huil en hulle skree terwyl hy preek. En dis wildfire, dis Satan wat sy onkruid saai. En wat toe gebeur het, is toe het ander mense gesê, ag, daar's niks in die herlewing nie, dis sommer 'n mensgemaakte storie. Want daar was onkruid tussen die koring gesaai. En dis presies wat hier gebeur in hierdie teks en in die Korintiër gemeente, want vers 17 sê ons is nie so baie ander. Daar was 'n klomp vals leraars wat in die kerk ingekom het in die Korintiër gemeente en toe het hulle valsheid kom versprei en Paulus gebruik die woord hier, hulle smous met die woord van God. Nou ek het jou laasweek gesê, die Griekse woord daar vir smous, dit gaan spesifiek oor iemand wat wyn afwater. So hy verkoop wyn, maar dan water hy dit af. Hoekom water hy dit af? Ja, hy kan meer geld maak. En so hy water dit af. Daai eintlik daai selfde Griekse stam word gebruik in die Ou Testament. Die Ou Testament is in Hebreëus geskryf, maar is 'n Griekse vertaal ook, die LXX. En in Jesaja 1 vers 22 praat dit van wyn wat afgewater is, selfde Griekse stamwoord daarso. So as wat Paulus hier gebruik. En Paulus se punt is om te sê daar's baie mense wat die woord van God afwater. Weet jy wat preek hulle elke Sondag? Johannes 3 vers 16. Maar net die eerste deel, nie daai laaste deel sodat hulle nie verlore gaan nie. Net daai eerste deel, God het die wêreld so lief gehad. So dis hulle hele prediking is net oor God is liefde, God is liefde, God is liefde. Daar's nie prediking oor God se heiligheid nie. Daar's nie prediking oor God se geregtigheid nie. Daar's nie prediking oor die oordeel nie. Daar's nie prediking oor die hel nie. Daar's nie prediking oor verloon jouself, neem jou kruis op en volg Jesus nie. En eintlik die kruis is nie sentraal in hulle prediking nie, want dit gee aanstoot vir mense. Want die kruis sê vir mense, jy's sleg, jy kan jouself nie red nie. Die Jehovah's getuies gister, toe ek straat evangelisasie gedoen het, so gister toe sny hulle my nou kort. Toe sny hulle my af en sê, nee, eintlik praat ons nie met mense nie. Jy moet maar net ons blaadjies vat, ons kan 'n afspraak met jou maak. Hoekom? Want ek het by daai punt uitgekom, jy is nie goed genoeg om jouself te red nie. En die kruis sê vir jou, jy verdien daai straf wat Jesus gekry het, maar Jesus is genadig. En jy kan gered word as jy erken, ek kan myself nie red nie, hulle wil dit nie hoor nie. En dis wat baie gebeur met predikers, soos wat Paulus in vers 17 sê, hulle water die woord van God af, en daar's nie iets van 'n smal weg nie. Nee, dis 'n breë weg. Dis 'n breë weg. Almal kan op hierdie pad hemel toe kom en is maklik. Jy moet net jou bes probeer. Ek het julle op die WhatsApp gister gesê, na die evangelisasie, van die vrou. Keer daarvoor, sy klink vir my en haar aksent het vir my geklink of sy 'n Nigeriër is. Ek sê vir haar, hoorie, hier's ietsie, deel die evangelie, are you a good person? Sy sê, yes. Ek sê, do you think you'll pass the judgment? Yes, because I'm a born-again Christian. Ek sê, oh, okay, en toe wil ek nou toets, en toe sê sy, nee, sy probeer haar bes, volgens die woord lewe, probeer die 10 gebooie hou, en dan weet sy sal dit maak, uiteindelik. A born-again Christian. Bybel sê vir jou, wees heilig, want ek is heilig. Hierdie tipe predikers, water dit af. Daar's nie van heiligheid en ernstig met die Here wandel nie. Wat doen die bekwame prediker? Die bekwame prediker doen wat Paulus hier sê, ons water nie die woord van God af nie. Ons preek vir jou die volle raad van God. Soos hy in Handelinge 20:27 sê. Ons vertel vir julle alles wat God wil hê. Julle moet weet uit sy woord uit. Of 2 Timoteus 4 vers 2. Ons verkondig die woord. Hoofstuk 4 hier in Korintiërs. In vers 2 sê Paulus, ons het egter afstand gedoen van geheime skandelike dinge en tree nie slinks op of verdraai die woord van God nie. We do not tamper with God's word. Ons karring nie daaraan nie. Ons verander nie goed om te pas by wat ons wil hê nie. Nou die groot vraag wat jy jouself moet vra en wat ek moet vra in hierdie gemeente is, ja, maar hoe weet jy wanneer iemand die woord so preek? Want ek het al ouens gehoor wat sê in hierdie kerk preek ons net die Bybel. En dan luister ek in die preek en sê ek, maar dis nie die Bybel nie. So daar's baie mense wat dit sê, hoe weet jy dis regtig so? Hoe ken jy die bekwame prediker uit? Jy gaan hom uitken daaraan, hy's nie 'n CEO nie.
Want daar's baie ouens in kerke en die predikant beskou homself as die CEO van hierdie maatskappy. Hy's nie 'n bemarker nie. Hy gee nie sy aandag aan, hy's 'n administrateur. Of hy moet hierdie ding bemark en is alles fancy video's op sosiale media. Nou ek sê nie jy kan nie 'n video maak nie, maar as dit is waar ons sy tyd gaan, nee. Die bekwame prediker wy homself aan die woord van God. Soos Esra het homself gewy aan die studie van die woord van God, om dit te gehoorsaam en sy gebooie en insettinge in Israel te leer. Of 'n voorbeeld in Handelinge 6, waar die apostels gesê het, ons gaan nie die tafels bedien nie. Ons gaan nie betrokke raak om seker te maak die weduwees kry kos nie. Julle gaan dit doen. Die duiwel probeer ons aandag aftrek. Ons sal onsself wy aan gebed en die bediening van die woord. Ek was 'n jeugleraar in Nelspruit en ek lees 'n biografie deur Jonathan Edwards. Dit was in die jaar 2002 omtrent. So 2002 tot 2004 was ek daar, in Augustus 2004 het ek hier gekom, hiernatoe geskuif. Maar ek lees daai biografie en ons is toe by 'n paaskonferensie in die Vrystaat, Cornelia. En ek sê vir 'n ander predikant daar, ek sê ja, ek het hierdie biografie deur Jonathan Edwards gelees. En Jonathan Edwards, hy 13 ure per dag spandeer in die woord van God, om dit te bepeins en deur dit te bid en te bestudeer. Ek wens ek kan dit doen. Die ou sê nou, doen dit. Ek sê, ek kan nie dit doen nie. Hy sê, luister, die Here het jou nie geroep om volleybalwedstryde te reël vir die jeug nie. Hy het jou geroep om sy woord te verkondig. En van toe soek ek geleentheid. En toe bid ek, Here lei my, want ek wil nie volleybalwedstryde reël nie. Want op Nelspruit het ek 1 Sondag per maand gepreek, en dan het ek deur die res van die maand sou ek preek in Barberton of Middelburg of Witrifuur of Mallelaan of waar ook al predikant vir my gesê het, ek gaan vir die naweek weg, kan jy vir my instaan of ek is siek. Maar ek het nie so gereeld gepreek nie, en toe soek ek geleentheid, ek wil preek, ek wil in die woord van God wees, ek kan nie glo hierdie gemeente betaal my om die Bybel te bestudeer, elke week! Dis wonderlik. Goed, so, die bekwame prediker, dis hoe jy hom uitken. Hy is nie besig met allerlei ander goed nie, hy is besig met die woord van God en met gebed. En hy bring dit vir die kudde, vir die skape. Nog iets hoe jy hom gaan uitken is deur die prediking self. Jy gaan hoor, as daai prediker preek, dan gaan hy nie vir jou stories vertel en besig wees met sielkunde in sy preke en life coaching en weet ek het so 'n preek gehoor op Warmbad, ek en Deedrey. Ons kinders was al te klein wees om dit te onthou. Timothy was maar, dink 1 jaar oud. So tussen ons met vakansie, ons is al by Klein Kariba, ons jaarlikse verlof, en die Sondag soek ons nou 'n kerk waar ons kan bywoon. Ons gaan woon toe nou 'n kerk by daai oggend. Ek is baie dankbaar ons die aand 'n ander kerk ontdek. Want daai oggend, die uit vir 45 minute gepreek, dit was 'n motiverende toespraak. Hy het niks Bybel gehad nie. Hy het nie eens 'n skriflesing gehad nie. Niks Bybel nie. Dis oor hoe ons die wedloop van die lewe hardloop en hoe ons moet hardloop soos die comrades en heel aan die einde toe het hy 4 versies. Kom ek lees hierdie versie, hierdie een en hierdie een. En toe is dit amen. Tog ek nee man. Jy kan ons nou hoor, die bekwame prediker water nie die woord van God af nie. Hy bring vir jou die woord en hy bring dit. En hoe weet jy dis regtig die woord wat hy vir jou bring? Hy bring dit vir jou reeltjie vir reeltjie, woordjie vir woordjie. Jesaja 28 vers 10. Precept upon precept, line upon line, het Jesaja gepreek en die woord vir hulle uitgespel. Of Nehemia 8 vers 9, waar dit sê dat Esra opgestaan het, hy het uit die wet voorgelees en hulle dit uitgelê, hulle dit verduidelik en hulle toe vir die mense gesê, hier sou jy dit toepas in jou lewe. Of 1 Timoteus 4 vers 13, totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê, op die openbare voorlesing van die skrifte, op prediking en op lering. So lees die skrif, verduidelik die teks en pas dit toe. Dis hoe jy dit gaan uitken. En dan natuurlik 2 Timoteus 2 vers 15. Doen jou beste om jouself voor God te stel as 'n werktuig, 'n werker wat beproef is, wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Wat sê, hier's wat die teks sê. Sien jy dit in die teks? Mense moet nie sê, ek kan dit nie eintlik sien nie, maar jy's geleerd, so dis seker maar daar. Nee, jy moet dit kan sien. Die woord is vir jou geskryf. Dit is nie vir teoloog geskryf nie. Goed, tweedens, dis eerste dan, hy preek suiwer. Tweede een is in vers 17 se tweede deeltjie, maar ons praat
in opregtheid. So hy preek opreg. Nou ek kry elke maand 'n voucher, 'n koopbewys, deur my bankrekening, en dan kan ek by 'n sekere plek gaan smoothies koop, dat ek hulle nou nie hulle naam sê nie. Maar dis lekker. Maar toe op 'n stadium kom ek agter, maar hierdie smoothie proef vir my baie afgewater. Asof hulle nou ekstra water bygooi, presies dat hulle meer kan verkoop. En dis nou nie meer so nie, ek kan al intussen weer gaan kry en nou is dit weer reg. Maar daar was so vir 2 of 3 maande. Ek sê vir Deidre, hierdie proef afgewater. En dis wat ons nou gesê het hierdie predikers toe. Hierdie vals predikers, die teks sê hulle smous, hulle water dit af en die rede is, hoekom water hulle die woord van God af? Jy kan die wyn afwater omdat jy wil meer geld maak, maar hoekom water jy die woord van God af? Hoekom sê jy dit doen? Rede hoekom jy dit doen, is dat jy mense se ore kan streel. Jy wil niemand kwaad maak nie. Niemand moet aanstoot neem wanneer jy preek nie. En dan kom die mense en die skares kom en jy vertel hulle al die mooi dinge waarvan hulle wil hou en wat hulle laat goed voel. En dan gebeur presies wat my predikant my teen gewaarsku het. Hy het my gewaarsku toe ek gaan studeer het nou teologie. Sê Iwer het my in sy studeerkamer gebring by die kerk. Sê ek wil jou waarsku in die bediening teen die 3 F's. Female, fame en finance. Pas op. En dis wat hierdie predikers doen. Hulle water die woord af, want dan kry hulle fame. Hulle het meer mense wat hulle aanhang, en hoe meer mense jy het wat jy aanhang, en dan smaal jy en sê, soos op CNN, en Larry King live, toe Larry King vir die prediker vra, vir Joel Osteen. Toe vra hy mos vir hom, so Hindus, they're not saved. Or Muslims and Jews, they're not saved. Well, I don't know. Smiling Joel. I don't know. I'm not here to judge. I judge nobody. You know, there's some sincere Hindus, and I believe they'll go to heaven. Ja, wil niemand aanstoot, ons moenie aanstoot gee nie. Moenie oor sonde praat nie, moenie oor die hel praat nie, moenie oor God se heiligheid praat nie. En dan party preek suiwer. Hulle preek regtig goed, maar hulle leef nie suiwer nie. Hulle lewe nie suiwer nie. Dis wat Jesus van die Fariseërs gesê het. Hulle sit in Moses se stoel. So hulle verduidelik die wet van Moses vir jou. So luister wat hulle sê, maar moenie doen wat hulle doen nie, want hulle preek, maar hulle doen dit self nie. They preach, but they don't practice. John MacArthur het dit gesê 'n klomp jaar terug. My skoonma het nog in haar huis gebly in Alberton, nie eens in die woonstel nie. So dit was ook redelik vroeg in my bediening hier. Toe het ek eendag daar by haar huis, toe lees ek 'n ding van John MacArthur, waar hy skryf oor Mark Driscoll. Nou Mark Driscoll was 'n predikant van Mars Hill in Seattle, in die noordweste van Amerika, en dit was die vinnigst groeiende kerk in Amerika. En toe het hy gesê, Mark Driscoll hoort nie in die bediening nie. Want Mark Driscoll het 'n preek gepreek op Hooglied, op die boek Hooglied, en toe het hy perverse goed gesê van sy eie vrou in die preek. Vieslike goed. Sodat John MacArthur gereageer het, en hy het toe 'n reeks van 4 preke gedoen, The Rape of Solomon's Song, hoe Mark Driscoll Hooglied verkrag het. En gesê het, hierdie ou, die goed wat hy praat, hy hoort nie in die bediening nie. En dit was nie baie lank daarna nie, 'n paar jaar later, toe het Mark Driscoll, dit was groot opspraak in die nuus gewees, van die goed wat hy aangevang het met personeel, en hoe hy sy meer verloor en autoritair is, en mense boelie en op mense skree, en mense sleg sê, en hy meer probleme het, en toe sy uiteindelik uit die bediening uit, en nou sien ek hy's terug. Nie by Mars Hill nie, daai kerk het doodgeloop, maar jy sien die bekwame prediker praat nie net suiwer nie. Die teks sê hier in 2 Korintiërs 2:17, hy praat in opregtheid. Dit kom uit 'n suiwer hart. Letterlik daai woord opregtheid in die Grieks beteken hy word geoordeel in die lig van die son. So dis oop en bloot sy lewe. Hy lewe nie in die donker nie. Hy leef nie in die geheim nie. Hy lei nie 'n dubbele lewe nie. Hy het 'n rein gewete. Soos Paulus vir Timoteus sê, Timoteus, bewaar 'n skoon gewete. Jy moet 'n skoon gewete hê, of in hoofstuk 1 vers 12, wat ons nou al lankal verby is, waar in hoofstuk 1 vers 12 sê, ons roem is juist dit, die getuienis van ons gewete in die wêreld, en veral teen die hele, ons het opgetree in opregtheid en eerlikheid, wat van God kom. So dan moet 'n skoon gewete wees. Dis die hele teks wat Koos vir ons gelees het, in 1 Timoteus 4. Timoteus, let op jou lewe en let op jou leer, dis die 2 goed. Maak seker jy lewe reg, jy volhard daarin, en maak seker jou lering is suiwer. As jy nie kom met gekonkel en jy verdraai die woord nie, jy sit jou eie goedjies daarin nie.
En die mense moet dit kan sien in jou lewe, Timoteus. So as die gemeente ooit op 'n plek kom, het sy ek skuif elders, of ek gaan hemel toe, of die gemeente groei en ons moet nog 'n ou hier beroep, dit is nie genoeg dat die ou 2 preke preek en nou sê die ouderlinge in die gemeente sê, ons hou van hierdie ou. Ons moet hierdie ou beroep na die gemeente toe. Two sermons won't cut it. Soos John MacArthur in 'n reeksie gesê het ek gelei, 2 sugar stick sermons. Jy luister, die ou haal natuurlik sy beste preke uit, wat hy vir die gemeente kom bring. Dis hoe ek beroep is na hierdie gemeente toe. 2004, Augustus, ek het Julie maand gekom, of Junie maand, en toe het hulle my gevra om 2 preke te preek. 'n Klomp van die mense het my daarom al geken, want ek was die jeugleier hier, toe ek nog 'n student was, maar jy kan nie op 2 preke dit doen nie. Jy gaan daai ou se lewe moet dophou, en dit kan jy nie doen op 1 Sondag nie. Jy gaan tyd moet hê, jy gaan die ou moet leer ken, jy gaan moet vra vir getuigskrifte vir die mense wat hom die beste ken. 'n Vriend van my, toe hy uiteindelik op die leraarsrol kom van die Afrikaanse Baptiste kerke, toe het hy getuigskrifte gebring, maar getuigskrifte van ongelowiges by die werk. Dit was 'n fantastiese idee. Want dis 'n ongeredde ou wat sê, hierdie ou is regtig 'n Christen. Ek glo nie in Jesus nie, maar ek kan nie ontken deur hoe hierdie ou lewe nie. En dis wat Titus ook sê. Hy moet 'n goeie getuienis en Timoteus van die buitestanders sê. Ongelowiges moet sê. En dan, hy moet nie 'n nuwe Christen wees nie. En hy moet die gawe van prediking hê. Hy moet die skrifte kan uitlê en verduidelik. Hy moet nie 'n kort meer hê nie. Hy moet nie 'n ou wees wat goed wil regmaak met sy vuiste en met sy stem wat hy verhef en swetstaal nie. Hy moet nie 'n ou wees wat bekend staan by elke braai sien jy met 'n bier in sy hand nie. Hy moet 'n ou wees wat sagmoedig is, wat nederig is, wat gedissiplineerd is en wat met die Here 'n pad stap. Sy huis moet in orde wees. Jy weet daai storie van die dominee se kinders is die stoutste? Ja, en ek weet jy ken die tweede deel ook, want hulle speel met die gemeente se kinders. Nie daai nie. Daai wat hulle sê die dominee se kind is die stoutste. Daai ou moet nie die dominee wees nie. Sy huwelik moet in orde wees, sy huis moet in orde wees. En hoe hy sy kinders groot maak in die Here se weë. En die rede daarvoor is, it's more caught than taught. Nou ek weet van 'n predikant, ek ken die ou, hy is 'n predikant, hy preek fantasties, hy het 'n suiwer teologie, maar sy huwelik is 'n gemors. Selfs dat 'n ongelowige dit raak gesien en gesê, die ou hanteer sy vrou nie mooi nie. Daai ou moet nie in die bediening wees nie. So die rede hoekom die lewe so belangrik is in vers 17, ons het in opregtheid gepraat. Nie net ons motiewe was suiwer nie, ons lewe was suiwer. Jy weet, my predikant, toe ek nou 'n kind was, Johan Odendaal. Ek was nou jonk en ek onthou goed wat hy gesê het van die kansel af hier en daar, maar ek het sy lewe dopgehou. Selfs met Martin Holt. So toe ek nou studeer het en klaar met my studies was, het Martin Holt 'n geweldige invloed op my gehad. Baie van die goed wat hy gesê het, maar ek het sy lewe dopgehou. In opregtheid. Goed, derdens, hy preek vanuit God. Dis in vers 17 sê hy daar, ons spreek asof vanuit God. Nou, een van, Sean. So Sean het vriende saamgebring 3 weke gelede en sy vriend is nou weer hier vandag, Graham. En na laas Sondag se preek, toe sê Graham vir my, weet jy, dit was laas Sondag vorige een dink ek. Toe sê hy vir my, nou ek kan nie die detail van die storie onthou nie, maar jou broer is in die lugmag. OK. So sy broer is in die lugmag gewees en toe het hy 'n aansoek gedoen om nou in die lugmag te wees. Die ou sy vorms ingevul. Toe sê Graham se broer vir die ou, toe hy klaar die vorms nou vat, ek weet nie as jou broer of offisier of wat presies in die lugmag nie. Hy was oor die opleidingsskool. OK, so oor die opleidingsskool. So die ou doen dit toe nou aansoek. En toe vat Graham se broer die aansoekvorm van die ou en hy ken bietjie van die ou en hy sê vir hom, nee, jy het hier geskryf Christen. Nee, vat hierdie vorms terug. Jy's nie 'n Christen nie. Jy sê jy is een met jy leef nie so en jy gaan verander dit. Ja. OK, nou is hier 'n vraag vir jou. Hier kom 'n ou en hy sê, maar ek is geroep deur die Here. Ek is geroep om te preek. Hoe weet jy dit? Nie elke ou wat sê hy is geroep nie. Hier sê jy dit weet. Jeremia sê, ek wou ophou preek, maar ek kan nie. Dit is soos 'n vuur in my bene, dit brand binne my. Ek moet preek. Jeremia 20 vers 9.
Ek het op 'n stadium baie getwyfel, maar hoe weet ek's geroep vir die eerste 10 jaar van my bediening? Hoe weet ek? Ek stap by 'n konferensie en die spreker en 'n paar ander ouens staan daar gesels en ek sê ek het hierdie twyfel, hoe weet ek's regtig geroep? Hoe weet ek is nie dit my gevoel en ek dink ek het hierdie versie gelees en dis vir my en nou is ek geroep nie. Toe sê hy vir my, are you doing what you are doing with a clear conscience? Toe sê ek, yes, sê hy, then stop moaning and get on with it. Ouch. Dis 'n vuur binne my. Hy het vir my gesê, jy sal die bediening verlaat, jy sal 'n onderwyser gaan word vir iets en jy sal gefrustreerd wees, want jy sal wil preek. 1 Korintiërs 9 vers 16 sê Paulus, die dwang is my opgelê, ek kan nie anders nie, ek moet preek. Wee my as ek nie die evangelie verkondig nie. Martin Holt vertel dat sy seun Jonathan, die einste kerk waar ek nou oor herlewing gaan praat, volgende Saterdag, of oor 2 Saterdag. Jonathan kom na hom toe, hy sê, Dad, I think God is calling me to the ministry. I have to preach. Martin sê vir hom, no Jonathan, you're not going into the ministry. Go and find a job. Later kom Jonathan, na 'n paar maande kom hy terug, hy sê, Dad, this calling, God is calling me to the ministry, I must preach the gospel. Sy pa sê, Martin, of Jonathan, moenie vir jou laf hou nie. You saw what the ministry did to me. No. Gaan Jonathan weg. Paar maande later kom hy weer, hy sê, Dad, it's weighing on me, this burden, I'm called by God, I have to preach. Toe sê sy pa, okay Jonathan, I wanted to test you. So hoe weet jy 'n man is geroep? Dit brand soos 'n vuur binne in hom. Hy moet preek. En dan 1 Timoteus 3 vers 1, as iemand 'n opsienersambt begeer, hy begeer, dis 'n roeping binne in hom, dis groter as hy self, hy kan dit nie afskud nie. Hy kan nie, hy sal soos Jona probeer weghardloop, die Here sal hom kom haal. Hy moet preek. En dan het hy die gawe, hy's bekwam om te preek, hy verduidelik dit, mense sê dit help ons. Hy kan die skrifte uitlê dat mense dit verstaan. En sy lewe het die kwaliteite, soos al daai goed wat ek net nou gesien het. Hy's nie 'n drinker nie, hy's nie 'n vegter nie, hy's nie geldgierig nie. Hy's sagmoedig, hy's nederig. Hy wil mense dien. Soos een ou gesê het, as jy hier wil kom swat, teologie en opgelei word vir die bediening, ek wil ruik, jy ruik na skape. Jy's tussen die skape, jy wil die woord van God vir mense leer. Niemand hoef jou te vertel jy moet dit doen nie. Jy wil, jy soek geleenthede daarvoor. En dan natuurlik ongelowiges moet kan sien, en dat jy kan nie 'n nuwe bekeerling wees nie, reg? Want Paulus sê dit, 'n nuwe Christen, as hy 'n nuwe bekeerling is en nou dink hy ek's geroep, hy gaan begin hoogmoedig raak. Ja, ek's geroep om te preek. So moenie 'n nuwe bekeerling vat nie. En dan in 1 Timoteus 4, die ander ouderlinge sien dit. Die ander ouderlinge sê jy die gawe. Jy die roeping, jy moet dit doen. En dan die gemeente sien dit. Is dit nie wat hulle met Timoteus gesien het nie, het hulle? Het die ander Christene in die gemeentes gepraat van Timoteus, en toe begin Paulus dit ook, Paulus hoor daarvan, en hy vat hierdie ouetjie, hy spandeer tyd met hom, en Paulus sien dit. Handelinge 16. So jy gaan nie in die bediening, of jy gaan nie in word 'n prediker, want dit was jou oupa se droom nie. Ag, ek wou so graag 'n predikant word, maar ek het nooit, ek wens my kleinseun wil, is my droom, my seun, jy moet eendag 'n predikant word. Jy moet eendag 'n sendeling word, of as jou pa en ma se droom, hulle wil so graag hê, ons het gebid toe jy klein was, dat die Here jou afsonder as 'n sendeling en so, nou moet jy gaan, en die ou wil net 'n bakker wees, of 'n slagter. Nou moet ek preek, en ek is nie eintlik gebou om te preek nie. Jy weet, so Spurgeon gesê het, as jy bene het soos 'n ooievaar, jy is nie gemaak om vinnig te hardloop nie. En nou in Spurgeon se tyd was daar nie mikrofone nie. Hy sê, as jy so lyk, is jy nie gemaak om te preek nie. Goed. Jy sien, die persoon wat gaan, want sy oupa wil hê hy moet 'n predikant word. Daai ou gaan sy eie agenda dryf. Hy gaan nie God se agenda dryf nie. Vir hierdie teks sê vir ons, dis in 2 Korintiërs, dis vanuit God. God het hom gestuur, God het hom geroep. Vir hierdie man, hy dryf soms sy eie agenda, waar die bekwame prediker, hy preek want hy wil goed doen aan jou siel. Hy is besorgd oor jou siel. En hy wil hê met die waarheid ken. Is dit nie waarvan Jeremia praat nie? Hierdie predikers, hulle het nie in God se raad gaan staan nie. Hulle het nie vir God gevra en in sy teenwoordigheid tyd spandeer en gesê, Here, gee u woord vir my. Nee man,
hy het sommer iets daar van dodgysermons.com afgelaai. Of so een ou sê toen mos nou, nee, ons is by 'n konferensie, ek gaan vanaand by dodgysermons.com sommer 'n preek aflaai, te sê, nou, ek laai my preke daar op. Nou, daar is nie regtig so 'n webtuiste nie. Ja, hierdie predikers, die Here sê in Jeremia 23, hierdie profete, ek het hulle nie gestuur nie, hulle sal niemand baat nie. Niemand word gehelp wanneer hulle preek nie, want ek het hulle nie gestuur nie. Waar die bekwame prediker, die teks sê, hulle is vanuit God. God het hulle gestuur, en het sal die gemeente opbou. OK, 4de. Hy preek voor God. So ons het klaar gehad, hy preek suiwer, hy preek opreg, hy preek vanuit God, en dan einde van vers 17, hy preek voor God. Nou dit is so, dat die beste predikers, en die wat regtig bekwame is, partykeer vrees hulle mense. Partykeer is hulle bang, en dan gebeur dit, soos 'n predikant in Alberton vir my gesê het, jy moenie Coward's Castle speel nie. Coward's Castle is, jy is te bang om iemand aan te spreek oor iets wat hy verkeerd doen, en dan kruip jy agter die preekstoel weg, en dan skiet jy hulle, en dan sê jy goed van die kansel op hulle gemik. So jy moenie Coward's Castle speel nie, maar partykeer vrees die beste predikers mense, en dan doen hulle verkeerd, of hulle preek deur 'n reeks, en dan skiep hulle daai versie, want mense gaan nie daarvan hou, en daar's daai tannie wat al gesê het, ek hou nie van daai nie, en dan wil hulle nie daai preek nie. Of hulle versag die teks, en water het so bietjie af, nou nie heeltemal so baie nie, maar so bietjie, want hulle wil nie hê mense moet kwaad wees nie. Wie in die Bybel, wat gepreek het 2 keer goed gesê, wat hy nie moes nie, want hy was bang vir mense. Een van die apostels, Petrus. Hy het Jesus 3 keer verloon, en toe moes Paulus hom 1 keer voor almal aanspreek, en sê, Petrus, jy is skynheilig. Galasiërs 2. Jy wat die evangelie vir ander wil preek. Nou sit jy hier saam met die heidene en eet, maar nou kom daai Jode hier aan van Jerusalem af, en dan staan jy gou op en staan aan die ander kant, dat niemand sien jy was by die heidene nie, want dan gaan hulle sê, o, Petrus is onrein. So jy vrees mense, Petrus. En dit gebeur baie keer met goeie predikers ook, dat hulle mense vrees. Tog, dis nie hulle patroon nie. Hulle patroon is nie daai waarvan Paulus praat in 2 Timoteus, hulle streel mense se ore, praat mooi, sagte goed, dat hulle nie mense verloor nie, almal moet van hulle hou, nee? Hoe preek hulle? Wat sê vers 17? Hoe preek hulle? Einde van die vers? Voor God. Wat is die Latyn vir voor God? Coram Deo. Ons kerk se lese. Coram Deo. Voor God se gesig. So hierdie prediker, wanneer hy preek, letterlik die Griekse woord hier, wanneer hy sê voor God, beteken reg oorkant God. So dis asof God, hier sit Jesus op die voorste bank vanoggend en hy kyk vir my. En ek as 'n prediker moet dit onthou, om te sê, hy kyk. Is hy tevrede met wat ek sê? Maak nie saak wat enigiemand anders sê nie. Is hy tevrede? Het ek sy woord voor die gemeente gebring? Ons ken daai teks. Wie van julle ken hierdie teks? Verkondig die woord. OK, tydig, ontydig, weer lê bestraf 'n man met alle lankmoedigheid en lering. Wat gebeur? Wat sê hy net voor daai teks? Timoteus, hy sê, ek besweer jou voor God en voor die Here Jesus Christus. Hy wat die lewendes en die dooies sal oordeel by sy verskyning en sy koms, verkondig die woord. Timoteus, ek sê vir jou voor God. Jy moet hierdie woord preek. Jy preek voor sy aangesig. En dis daai tipe prediker wat onthou. En ek wat vandag hier preek vir jou in Roel van Middelburg, ons gaan rekenskap gee oor hoe ons gehandel het in hierdie woord. Ons gaan rekenskap gee oor die kudde vir wie ons gepreek het. Hoe het ons dit gedoen? Hebreërs 13 vers 17 sê, jy sal rekenskap gee, ouderlinge, vir die kudde wat jy versorg het. Of in 1 Korintiërs 3, hoe het jy gebou? Hoe het jy jou preekvoorbereiding gedoen? Hoe het jy die kudde versorg? Het jy gebou met hout? Het jy jou huisie gebou met strooi en die wolf gaan dit omblaas? Het jy dit gebou met stokke, houthooi en stoppels? Of het jy gebou met goud, edelstene en silwer? Het jy jou beste gegee? En gesê, hierdie mense het dit nodig. Hulle het soliede kos nodig. Nie melk drink heeltyd nie. So die ou wat so preek voor God, hy gee nie om oor mense se opinies nie.
soos John Knox. John Knox het gepreek, en hy het vreesloos gestaan in Skotland, soveel so, dat toe John Knox dood is, toe word daar gesê van hom, he feared the face of no man. Hy vrees God. En sê ek met hierdie woord preek asof voor God. God self is hier teenwoordig vandag. En ek moet sê wat hy wil hê. Nou dit beteken nie hy is hard nie. Beteken nie daai Engelse woord harsh. Hy is ongenaakbaar en skree op mense en so aan nie. Nee, maar hy is behep met vers 17, daai tweede laaste frase. Hy's behep daarmee, dat he's got an obsession with, I'm preaching it before the face of God. En as hy so kan preek en hy kan so lewe voor God se aangesig, dan kan hy vanaand gaan slaap op 'n Sondag aand na die aanddiens. Hy kan sy kop op sy kussing sit en hy kan rustig slaap. En sê ek het gedoen wat die Here wil hê ek moet doen. Laastens, nommer 5. Hy preek in Christus. Dis die heel einde van vers 17. En dit in Christus. Toe ek 'n eerstejaars student was, ek het studeer hier in Kenton Park by ons teologiese opleidingsskool, maar ek het ook by Tikkie studeer. So ek het maandag, ek dink dit was maandag en woensdag, kan nie weekdae, maar 2 keer 'n week dan ry ek deur Tikkies toe en dan 'n klas daarso, want ek het 'n BA graad gedoen en dan nou hier honneurs as jy die seminariums in bysit. En toe staan ek, toe ek nou moet gaan registreer by die teologiese fakulteit. Toe kom ek nou in hulle gebou daarso en daar staan 'n paar ander studente, teologie studente wat voltydse studente by Tikkies is. Jo, en ek was geskok eintlik, soos ek nou daar in die ry staan, hierdie ouens vloek, soos swetstaal, vuil taal. Hierdie ouens gaan predikante word. En hoe hulle gesels dan, nee, word 'n predikant, want daar's baie perks as jy 'n predikant word. Jy weet, jy kry 'n huis gratis waar jy bly en hulle gee jou kar toelaag en daai denominasie waar die ouens nou swat en jy kry hierdie voordeel en daai voordeel. O aarde. O aarde. Daai ou, hy gaan niemand help as hy preek nie. Hy gaan niemand waarsku teen die hel nie, want hy gee nie eens om vir sy eie siel nie. Hy gaan niemand na Christus te bring nie, soos John Wesley. John Wesley het dieselfde tyd geleef as Jonathan Edwards. Dit was in die 1700s. En John Wesley het in Amerika gaan preek. Hy was Engels, het in Engeland gebly, 'n Brit. Toe gaan preek in Amerika, in Georgia, in die suide, vir die Indiane. En toe kom hy terug en toe sê hy, I went to go and save the heathen, to convert the pagans, while I myself am unconverted. Ek is nie gered nie. En toe kom hy tot bekering. Maar hy kon geen goed doen aan hulle nie. Hy kon hulle glad nie bevoordeel nie. Hy self nie is gered, is nie eens gered nie. Jy sien nie, nie net gaan jy aan niemand goed doen nie, en niemand waarsku en niemand red nie, maar jy gaan hulle in die hel indryf. Soos Johannes die Doper vir die Fariseërs sê, julle slange man, julle is kinders van die slang, julle is nageslag van die slang in die tuin van Eden. Julle addergeslag, wie het julle gesê om te vlug van die komende toorn? Julle is soos bome wat slegte vrugte dra, die byl is al klaar teen die wortel van die bome, Here gaan dit uitkap en dit in die vuur gooi. So bekeer julle en dra vrugte wat by die bekering pas. Op 'n ander keer sê hy in Matteus 23, so julle lys van waarskuwings teen die Fariseërs. Hy sê julle sluit die hemel deur, die hemel toe, die koninkryk van die hemel toe. Vir ander mense, julle self gaan nie in daai koninkryk in nie. Julle gaan oor die see om mense te gaan wen vir die Here, maar julle maak hulle 2 keer soveel 'n kind van die hel as wat julle self is. Julle is wit gepleisterde grafte, alles lyk mooi en godsdienstig van buite met julle uniforms en wat alles julle het, maar binnekant is julle vrot julle soos 'n graf binnekant. Soos 'n lijk daar binne, dit stink. Julle harte is nie reg voor God nie. Hoe sal julle ontsnap? Hoe sal julle ontvlug van die hel? En so Jesus preek hulle baie streng aan, en dis hoe hierdie predikers is. Hulle gaan preek vir ander, maar hulle self is op pad hel toe. Hulle vertel ander van die Christelike lewe, soos John Wesley gedoen het, voor sy bekering. Hy het Amerika toe gaan om vir hulle te vertel, hier is die Christelike lewe, maar hy het niks daarvan verstaan, hy self het niks verstaan. Wat Paulus vir Timoteus sê, hierdie mense, hulle praat van 'n godvreesende lewe, maar die krag ontbreek. Hulle het nie die krag om te verander en sonde te oorkom nie. Of in vers 7, hulle altyd besig om te studeer en hulle bereik nooit die kennis van die waarheid nie.
kom net nie daar uit nie. Wat soek God volgens vers 17 se einde? Wat se prediker soek hy? Een wat in Christus spreek, wat beteken dit? As iemand, in dieselfde brief sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Met ander woorde, hy soek predikers wat gered is. Hulle is in Christus, hulle is wedergebore. Want daar is predikers wat nie wedergebore is nie, glo my. Nou, hoe gaan jy weet, die ou wat vir jou preek is gered of nie gered nie? Jy kan mos nie mense se harte sien nie. Jy kan mos nie sien wat 'n wortels is onder die grond nie. Hoe weet jy wat se bome sit? Vrugte. Jy sal die boom aan sy vrugte ken. Jy gaan nie die boom ken aan, joh, maar daai ou kan praat, jong, he's got the gift of the gab. Hy praat en die mense hang aan sy lippe. Nee. Jy gaan hom nie ken aan sy elegante styl nie, jy gaan hom ken aan sy vrugte. Hoe lyk sy lewe? Nou ek is vas oortuig dat al die predikante wat ek ken nie hulle harte nie, maar ek dink al die predikante wat ek ken is regtig gered. Hulle preek in Christus. En ek glo dit, maar vraag vir ons predikers hier vandag en vraag vir die gemeente want jy met die prediker dop hou. Kultiveer hulle dit. Al die cultivating het. Ja, die plant het gegroei, maar snoei hulle hom. Bemest hulle die grond, gee hulle hom gereeld water, kry dit genoeg sonlig. Met ander woorde, daai prediker wat sê ek is in Christus, ek is gered en ek preek so. Hoekom bestudeer hy die Bybel? Want ek wil vir jou sê daar's predikante wat hulle Bybel bestudeer net vir preekvoorbereiding en Bybelstudies. Hulle het nie 'n stilte tyd nie. Predikante wat sê ek kom nie by my stilte tyd uit nie. Ek wil hulle 5 minute gou spandeer hier, maar hulle is altyd besig met die Bybel, maar dis vir prediking. Dis nie reg nie. Hoe gaan jy doen wat Jesus gesê het? Jy moet in my bly en ek in jou. Jy moet in my bly en my woorde in jou. Daar moet 'n gebedslewe wees. En nie 'n mini-me gebedslewe nie, 'n wandel met die Here, 'n wandel met God. Anders is jy in die moeilikheid. 'n Predikant, ek het saam met hom in die kar gery in Pretoria, hy's baie ouer as ek, so ek vertrou 'n ou man se oordeel, en hy leef baie naby aan die Here. En hy het vertel van 'n ander prediker, wat almal van julle amper op YouTube al geluister het, of meeste van julle op YouTube geluister het, en die ou het tot 'n val gekom. En toe sê hierdie man vir my, toe sê hy, 'n vriend van my het 'n konferensie bygewoon waar daai ou gepreek het. Toe vra hy vir daai man in die vraag en antwoord, vertel, wat doen jy in terme van stilte tyd as 'n leraar? Toe sê die ou, ek hou nie eintlik stilte tyd nie. Die teks wat ek gaan preek daai Sondag, ek's daarmee besig en die Here werk met my. No. Daar moet 'n persoonlike wandel met die Here wees, nie net bestudeer die teks, want wat gaan ek vir julle sê uit hierdie teks nie? Wat sê die Here vir my siel uit hierdie teks? Sit ek aan Jesus se voete soos Maria aan sy voete gesit het, en daar's 'n intieme en persoonlike verhouding met hom. Goed julle, ek sluit af met hierdie vraag vir jou. Alles wat ek hier nou gesê het is goed en wel. Ons praat van wie's bekwame om te preek en so aan, en jy moet dit kan uitken. Maar wat help dit jou? Dat jy 'n prediker het soos vers 17, en die Here, jy luister na so op YouTube, en deur die Here se genade hoop ek, ons kan sulke manne wees, die ouens wat hier preek. En jy daai tipe prediker, maar jy gaan verlore onder so 'n bediening. Wat help dit jou? Johannes die Doper het gepreek vir koning Herodes. Koning Herodes is verlore onder fantastiese prediking. Die ryk jongman het sy rug op Jesus gedraai. Hy het die beste prediker in die wêreld gehoor en hy is verlore. Felix, die Romeinse goewerneur, hy het gebewe en gesidder wanneer Paulus preek en hy het baie daarvan gehou as Paulus preek. En Felix het hom nie bekeer nie. Koning Agrippa het gesê, Paulus, dink jy gaan my so in so 'n kort tydjie 'n Christen maak? Hy het een van die beste predikers gehoor wat in die geskiedenis bestaan het, en koning Agrippa is verlore. So jy kan vir jare onder 'n Bybelse bediening sit en bekwame prediking verlore gaan. En dan is daar ander mense wat gered is en hulle sit onder so 'n bediening, bekwame predikers, 'n vers 17 tipe bediening, en hulle kan vir 40 jaar onder so 'n bediening sit, en dit het ek al gesien, en hulle bly geestelike babas. Jy kan dit amper nie oorvertel. Hoe kan jy 'n baba bly en jy sit vir 40 jaar onder bekwame predikers? Dis wat die Korintiërs was.
1 Korintiërs 3, julle het vir Paulus hoor preek, julle het vir Apollos hoor preek. In hoofstuk 1 sê hy, julle het vir Petrus hoor preek. Maar nou moet julle nog melk drink. Julle is soos babas. Hoe kan ek met julle werk? So wat gemaak? Hebreërs 6 vers 3. Net na hy gesê het, die Hebreërs drink ook nog melkies, terwyl hulle met vleis eet. Sê hy vir hulle, julle moet vorentoe gaan, en dit sal ons doen as God dit wil. So jy moet vir die Here sê asseblief, ek kan nie groei sonder u nie. Asseblief sal u aan my gee om te groei. En dan word jy nie net 'n hoorder, want oom Len het eenmaal gesê in 'n preek hierso, mense is blink gepreek, man. Jy's blink gepreek, al die preke wat jy hoor, en ons het soveel meer nou as wat mense in die ou dae gehad het, want ons het YouTube, ons het die internet. En daar's baie goeie prediking daar. Jy kan al daai prediking doen, jy bly 'n geestelike baba, want jy hoor die woord, maar jy sal dit nie doen nie. So ek wil julle aanspoor dat ons veral bid vir vers 17 tipe predikers. Jy weet die plek waar ek my opleiding gekry het is toe, nee. Daai plek bestaan nie meer nie. Die gebou is nog daar, maar is toe. So ons het plekke nodig. Ons het manne nodig. Mense wat opgelei moet word. Wat bekwame predikers is. Wat deur God bekwam is. Ons het bid vir arbeiders in die oes. En as ons dit nie doen nie, ek sal jou sê wat gaan gebeur. En noem dit 'n profesie as jy wil. Ons kinders sal die bitter vrugte pluk van uiterste duisternis. Jy dink Suid-Afrika is nou donker. Dit sal uiters donker word. So laat ons bid saam met John Wesley vir vers 17 tipe predikers toe hy gesê het, give me 100 preachers who fear nothing but sin and love nothing but God, and I don't care a straw whether they be pastors or lay preachers. Such and such alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven on earth. Here, gee asseblief vir ons sulke predikers. Ek dink as 'n gemeente kan ons getuig, dit's nie 'n gebed wat gereeld gehoor word in ons bidure nie. En ek dink selfs in ons stilte tye, en my eie stilte tyd, wanneer ek bid vir die koninkryk om uit te brei, ja, vir die huidige sendelinge en die huidige predikers, maar wat van die volgende geslag, Here? Wek hulle op, rus hulle toe, stuur hulle uit, en laat Jesus verkondig word oor die ganse aarde, en verheerlik word, totdat u koninkryk in sy volheid verskyn. En ons bid dit in sy naam. Amen.